So ons is baie opgewonde om 'n bietjie verder te beweeg deur ons visie en ons waardes. Ons het so in die laaste paar weke, ons het September begin en ons het gesê ons heroriënteer onsself as lighuis om te kan sê waartoe is ons op pad, wat is vir ons belangrik, wat ag ons waardevol. En so ons kommunikeer dit met jou dat jy kan weet waar ons onsself posisioneer. En dan kan jy jouself vra of ek hier inpas of nie. Dis vir ons 'n groot vraag om te kan sê, maar ons weet hierdie is waarvoor die Here vir ons geroep het en ons het begin met te sê wat is ons missie? En die missie kom van Jesus af. Toe hy in Matteus 28 sê gaan uit, gaan maak disippels. Dis sy missie, dis wat hy vir ons gee, dis ons plig as gemeente om uit te gaan en disippels te maak. En so het ons vanuit dit uitgesê dat ons visie wat ons vir onsself sit, so groot is wat dit is en so onmoontlik soos wat dit voel, het ons gesê, maar ons hart is om 1500 disippels te kweek. En die groot ding is, dit gaan nie oor mense wat na ons kerk toe kom nie, hierdie gaan oor disippels wat lief is vir Jesus, wat uitgaan en nog disippels maak. Dis ons hart. As jy meer inligting wil hê, al die preke is op YouTube en dit gaan vir jou mooi verduidelik hoe ons daar uitgekom het. En toe het ons gesê ons waardes, wat is ons waardes en hoekom is ons waardes vir ons belangrik? En ons het gesê dat hierdie waardes is nie net vir ons belangrik nie, maar ons wil hê hierdie waardes moet vir jou belangrik wees. Dis vir ons belangrik dat jy dit ook deel van jou lewe maak en ek gaan vinnig deur die waardes. Die eerste een is teenwoordigheid en hy sê ons program is ondergeskik aan sy teenwoordigheid. Wat beteken? Dat wanneer ek en jy hiernatoe kom op 'n Sondag, dan kom ons nie hierso vir 'n nice program nie. As jy kom hiernatoe om op 'n Sondagoggend geëntertain te word, gaan jy absolutely disappointed hier uitstap. Die blote feit is net, ons besef dat, yes, ons doen 'n diens en yes, baie keer is ons program predictable, maar die dag wanneer die Here besluit, hy skuif hierdie goedes rond soos hy lus het, dan beteken dit ons sê ja, Here, want dis die rede vir ons bymekaar kom. So ons is nie hier vir onsself nie, ons is hier spesifiek om God te beleef as 'n gemeenskap, as 'n gemeente. Koinonia is gelowiges ingehak by mekaar om God te beleef, om saam te kan leer en die Here te kan beleef. Dis waarvoor ons hier. So as ons sê teenwoordigheid, is dit vir ons belangrik. En nou het ons gesê nommer 2, ons gaan ruimte maak vir sy teenwoordigheid. En dit beteken dat ons sit sekere goeders as deel van ons program om vir die wat wel dit beleef, die Here se teenwoordigheid ervaar, either tydens gebed, either tydens aanbidding, either tydens bediening. Nou wil ek vir jou sê, vir al ons laatkommers, as jy laat kom op 'n Sondagoggend, het jy een van 2 keuses. So jy gaan inkom en dan gaan die gasvryheidspan vir jou vra om daar agter te staan, bloot net, want ons weet daar is mense wat besig is om die Here te beleef. En ons wil nie hierdie ouens steur omdat jy laat kom nie. As jy nie hou van opsie 1 deur agter te staan nie, is jy meer as welkom om verby die kerk te ry, te bid vir ons en te gaan ontbyt eet. Want die blote feit is net, ons besef teenwoordigheid is vir ons belangrik en party ouens gaan die Here beleef. En dit sluit in vir as jy nie voor die tyd beplan het oor wat jou blaas vir jou sê nie. En nou voel jy tydens praise and worship, hier is 'n goeie geleentheid om toilet toe te gaan jy terugkom en jy gaan ook daar agter staan. En jy gaan net wag tot dit praise and worship klaar is en dan kan jy jou sitplek kom inneem. Hoekom? Want die teenwoordigheid van die Here is vir ons belangrik. En party mense gaan dit beleef en op en af loop deur die stoele en stamp jou pad, al die pad deur aan die ander kant toe, gaan nie heeltemal werk nie. So ons vra dat jy ons sal respekteer en ek verstaan, partykeer is ons laat want daar's 'n krisis wat ons beleef. As jy 'n gewoonte maak daaruit om laat te wees, dit spreek iets van jou karakter, maar die blote feit is wanneer ons hiernatoe kom, dan sê ons maak intentioneel spasie vir die teenwoordigheid van die Here. En dan die volgende ene is ons respekteer ons gesamentlike byeenkomste met agting vir individuele belewennisse. Wat beteken, party mense gaan die Here beleef op hulle plek en ons het bietjie gepraat oor hoe dit mag lyk. En dan weet ons, maar vir ons is dit belangrik nog steeds dat ons as gemeente saam
Here sal beleef. So dis ons eerste waarde gewees. Ons tweede waarde waar ons gesels het toe is ons is woordgerig, wat beteken ons het God se woord lief. Ons het in ons hart, in ons wese het ons 'n liefde vir God se woord. Nommer 2 is ons standpunte word bepaal deur God se woord. So ons maak nie net stellings net vir Lamb Charity nie, wanneer ons sekere stellings maak, sekere standpunte het in ons gemeente, in ons eie lewens, dan sê ons hierdie is gebaseer op die woord. En dan nommer 3, ons leefstyl word bepaal deur God se woord. En hier is die lekker deel, of ek sal sê die minder lekker deel, is die woord trap altyd op ons tone. Geen persoon kan die woord vat en ernstig lees en dink dat dit gaan nie iets van jou vereis nie. Iewerste gaan dit hoe ek gewoonlik optree, dit wat ek gewoonlik sê, moet verander die oomblik wanneer ek sê dat my leefstyl word bepaal deur God se woord. En so wanneer ons die woord gebruik om sekere stellings te maak, is jy meer as welkom om kwaad te wees vir myself, want ek is teen ook kwaad vir daai stelling, maar niemand kan stry nie want dit kom uit die woord uit. En dis wat vir ons belangrik is. As ons sê ons is woordgerig, dan beteken dit ons vat die woord en ons vat dit ernstig en ons bou ons lewens om die woord. Ons sê nie vir die woord dit moet inpas met waar ek dink dit is fyn om dit in te pas nie. Dis die hart van dit. En vanoggend gesels ons oor waarde 3. En waarde 3 is ons waarde van liefdevolle verhoudings. Wat beteken? Dat ons ag verhoudings belangrik. Liefde, ons wil liefdevolle verhoudings kweek. Nou, moet ek wel sê, ons kyk hierna, en die oomblik wanneer ons sê die waarde van liefdevolle verhoudings, dan is hierdie baie subjektief. Nou, ek het lank gevat om uit te figure wat is die verskil tussen objektief en subjektief. Hier is die vinnige definisie. Objektief is sekere stellings wat ons maak, of jy glo daarin of nie, dis die waarheid. Gravitasie. Jy kan sê jy glo nie dat gravitasie bestaan nie, en gravitasie gee nie om oor jou opinie nie. Dis pretty much wat gebeur. As ek sê iets is objektief, dan is dit waar of jy dit glo of nie. Jy kan sê jou waarheid, ek glo my waarheid, sê daar is geen vorm van gravitasie nie. Nou kom loop van die stage af. Dan kyk ons wat doen gravitasie. Dis wat gebeur. Die feit dat as ek en jy weet, as ek my hand in kookwater sit, net soos dat hy so is, gaan ek nie net sê eina shoo nie. Hoekom? Want kookwater gaan jou brand of jy dit glo of nie. Objektief. Of jy dit glo of nie, dit is die waarheid. Subjektief aan die ander kant beteken dat ek vanuit my perspektief en my ervarings en hoe ek dit sien en beleef, vorm dit my prentjie daarvan. So as ons sê liefdevolle verhoudings, beteken liefdevolle verhoudings vir jou ietsie anderste as wat dit vir my beteken. Nou, ek het nou so ruk terug, toe het ons as span personeel by die kerk, toe het ons deur 'n Strength Finder gegaan. Nou Strength Finder is basies 'n analise wat deur Gallup ontwikkel is. En dit sê vir ons dat elke persoon, of daar is in totaal 34 strengths. Wat is 'n strength in Afrikaans? Sterkpunte, hè? Yes, my arme Afrikaans. So daar's 34 sterkpunte wat ons as mense sal kan identifiseer. En almal van ons het hierdie 34 in ons, en van ons tel dit as 'n sterkpunt, en in van ons tel daai selfde ding moontlik as 'n swakpunt. En so hulle het hierdie 34 in 4 kategorieë gesit, en een van hierdie kategorieë is verhouding bou. En so onder die verhouding bou het hy 9 sterkpunte. So as jy nou wil weet of jy verhouding bou in sy wese as 'n sterkpunt deel van jou lewe het, gaan jy hierdie 9 punte sien, en hulle moet at least in jou top 10 van jou sterkpunte opdaag. Teen die tyd wanneer ons verby 10 kom, dan is dit nie meer heeltemal 'n sterkpunt nie. Dit begin, jy is alright daarin, jy is goed daarin. Teen die tyd wat ons verby halfpad kom, dan sê ons, okay, hierdie is nou nie meer 'n sterkpunt in jou lewe. Hierdie is nie baie goed vir jou nie. So onder die verhouding bou, ek lees vir die vinnige 9, jy gaan dit nou nie regtig onthou nie, maar die 9 is soos volg. Daar is die eerste een, is connectedness. Dis mense wat voel dat almal is connected. Daar is 'n eenheid wat ons almal verbind, en is ook mense wat hard streef om eenheid te kweek.
So hulle het nogals 'n liefde vir connectedness. Dan het ons empathy. Dis mense wat hy sit nie net hulle self in jou skoene nie, hulle sit hulle self in jou gevoelens. So hulle voel soos dat jy voel. Jy voel hartseer en hulle voel saam met jou hartseer. Jy is bly en hulle voel saam met jou bly. Dis mense in hulle wese het hulle empathy. Dan het ons die volgende een is harmony. Hierdie ouens hou glad nie van konflik nie. Inteendeel, alles wat hulle wil doen, is hulle wil seker maak dat ons een of ander manier kry om saam te werk, dat ons saam kan stem oor 'n situasie. Harmony is ongelooflik belangrik vir hulle. Dan het ons developers. Developers is iemand wat potensiaal raak sien in ander mense. En so hulle kyk vir iemand en hulle sien wat jy kan wees en hulle wil met alles wat in hulle is, daai potensiaal ontgin uit 'n persoon uit. Dis wat developers doen. Dan het ons relators. Relators is verskriklik goed met intieme verhoudings. Hulle sit ongelooflike baie tyd en energie in om naby verhoudings te kweek. Sodat wanneer jy 'n relator ontmoet, dan is dit iemand wat jou saam met jou 'n pad wil stap, dat jy regtig 'n goeie maatjie sal wees vir my. Dan het ons includers. Includers is gewoonlik mense wat baie sensitief is vir iemand wat buite staan. So as jy byvoorbeeld 'n groepering het van mense en mense is besig om gesprekke te hê en daar's een persoon wat glad nie deelneem nie, heeltemal uitvoer. Includers het binne in hulle die begeerte om daai persoon in te trek. Om te kan sê, maar wat is jou opinie? En eers van waar kom jy? En so hulle is baie goed om mense wat uitgesluit is in te trek binnekant toe. En dan het ons positivity. Hierdie mense oor die algemeen is baie positief, hulle is baie entoesiasties en hulle het ook daai effek op ander mense. So jy praat net lank genoeg en skielik kweek hulle energie uit jou uit. Jy het nooit eers geweet van waar kom jou positiwiteit en energie nie, maar omdat jy in die teenwoordigheid van hierdie mense is. Dan het ons basies individualization en hierdie is mense wat die waarde waardeer van die uniekheid van elke persoon. So as ek dink aan my vrou, ek dink is nommer 7 is sy individualization, wat beteken as sy geskenke doen, dan koop sy 'n geskenk spesifiek vir jou. Dis iets waarvan jy sal hou. Sy het al vir 'n jaar lank al geluister na wat is al jou goedjies en wat sy al gesien het jy aantrek en dis wat sy doen. Ek sê ag nee man, gee 'n gift voucher. Sy sê nee, jy kan nie dit doen nie. Dis 'n geskenkie vir daai persoon. So individualization en dan die laaste ene waarna ons kyk is adaptability. Is iemand wat leef in die nou, iemand wat vinnig aanpas. Ons is nie te veel gespin oor wat môre gaan gebeur nie. Ons kan vinnig 'n situasie aanpas soos dit hy hierso is. So dis jou 9 verhoudingsbou aspekte of wat goedjies, sterkpunte. Nou, Jean het 34 soos jy, 34 strengths. Uit die 34 kan ons met baie sekerheid sê, enige iets na 17 is nie meer 'n sterkpunt nie. So alles onder 17. As jy almal moet bymekaar sit en jy vra hoeveel van daai pas daarin, is daar net daai ou een armsalige enetjie wat oppas by my. Ek is aanpasbaar en hy is nommer 9. Die volgende goeders wat hier opdaag pas in hier by 18, 19, somewhere daar rond. So in my wese is ek nie baie goed in die verhouding bou area van Strength Finder nie. Nou, en vir die een of ander rede, ek dink veral ook, ek is omsingel met mense wat baie goed is met hierdie. Het ek iewers te begin glo, maar ek is nie goed met verhoudings nie. En voordat jy my jammer kry, ek kry nie myself jammer nie. Maar die ding is, iemand het my nou die dag oor die vingers getik en gesê, Jean, jy moet net verstaan dat jou manier van verhouding bou, lyk anders as ander mense se verhouding bou, want ek het verhoudings, dit lyk net anderste. So ek meen die bestuur het gekyk en gesê, Jean, ons weet empathy is nou nie baie goed by jou nie, so dis beter vir ons gemeentelede dat jy nie berading doen nie. So daar is 'n rede dat ek het baie keer dan neem julle my kwaadlik daarop vir dit, maar ek beloof vir jou, as jy wil gesonder mens uitstap, moet nie my kom sien nie. Ek is nie baie goed daarin nie, daarom het ons iemand wat inkom, wat 30 plus jaar se ondervinding het met berading, wat definitief saam met jou gaan sit en gaan luister en deur die goedjies werk. So dit sal amazing wees, maar dit is belangrik om te verstaan, dat wanneer ons praat van liefdevolle verhoudings, dan sê ons, dit lyk anderste vir jou, as wat dit lyk vir my. Hoe ek verhouding bou, is anderste,
as hoe jy verhouding bou. Vir jou is jy dalk iemand wat erg is op individualisation, wat beteken, jy moet 'n persoon ken in sy wese, en dan voel jy, maar Jean, jy is 'n buffel, want jy het nie 'n idee wie ek is nie. En dis baie moeilik, want ons sien dit anders. So wanneer ons dan sê, liefdevolle verhoudings is dan vir ons 'n waarde, dan moet ons vir onsself gaan sê, okay, hoe definieer ons hierdie liefdevolle verhoudings? En soos al ons ander waardes, het ons 3 stellings wat hierdie ding gaan vasmaak. En ek wil vanoggend net eers die een doen, en dan volgende week gaan ons dan die ander 2 doen. So die eerste stelling wat ons saam met dit gaan sê, is God is liefde, en as gevolg van die feit dat God liefde is, daarom personifiseer ons liefde. So met ander woorde, ons kan nie net liefdevolle verhoudings vat gebaseer op wat jy dink is liefdevolle verhoudings nie, en verseker nie op wat ek dink op liefdevolle verhoudings nie. Wat beteken is, ons gaan onsself herinner dat God is liefde. En as ons God is liefde verstaan ons dat dis dit wat ons gaan moet personifiseer om vir ons liefdevolle verhoudings te kweek. Maak dit sin vir jou? So dis waar ons gaan wees. So as ek en jy gaan praat van God is liefde, hierdie liefde term is nie dieselfde as romantiese liefde wat ons aangewoond is nie. So hulle noem dit the Roman Greco idea of life, of love. Dit is die Romeinse en Griekse verstaan van liefde. Is baie meer 'n romantiese liefde. Is meer 'n Cupid met sy klein pyl en boog, en dit maak dit ons so liefdevol, daai butterflies. Onthou jy die eerste keer toe jy blomme gegee het of blomme gekry het? Dit is hier nie binnekant, dit gaan amazing. Onthou jy daai briefie wat die ouetjie vir jou geskryf het toe jy nog in die laerskool was en sê, ek hou van jou. Plak hom op, dis amazing. Daai gevoel begin ons naderhand najaag, en dis die gewoonlik as jy nou bietjie ouer is en die eerste keer wanneer sy so in jou hand raak. As jy nie binnekant gaan amazing. En dan wat gebeur is 10 jaar nadat jy getroud is, voel jy lankal nie meer hierdie ding nie. Nou begin jy twyfel in liefde. Nee? Want skielik kan jy 10 bosse blomme gee en dit doen niks. Daai hartklop spring nie eers met 1 op nie. Dis terrible. So met ander woorde, as ek en jy praat van God is liefde, dan sê ons nie dis die romantiese liefde wat ons aan dink nie, want daai romantiese liefde het negatiewe stellings wat saam met hom kom. Stellings soos, maar as jy my liefhet, sal jy my gelukkig maak. Stellings wat sal sê, as jy my liefhet, sal jy my nie probeer verander nie. Goed is wat jy sal sê, jy sal my aanvaar net soos wie ek is. Dat ek kan wees wie ek is. As jy my regtig waar liefhet, kan ek wees net wie ek is. Ander kere sal mense sê, maar jy sal my vertrou, maak nie saak wat nie. As jy my liefhet, sê my altyd vertrou. En die groot ding is, ons besef dat ons kom in hierdie stellings in, want dis wat ons verstaan is van liefde. En dis nie heeltemal wat ons moet verstaan nie. Nou op 'n stadium, Matteus 22, kom daai fariseërs na Jesus toe. En nou wil hulle Jesus vasvra, en hulle sê in vers, hiervan, ek dink dit begin vers 34 of 35, dan kom die fariseërs en hulle begin, en hulle wil Jesus vra, maar Jesus, watse gebod is die belangrikste van al die gebooie wat Moses gegee het? Nou onthou jy, ek en jy onthou 10 gebooie. Meeste van ons ken ons 10 gebooie, want dit is die 10 wette of die 10 reëls wat ons mee groot geword het. Maar daar is eintlik 613 van hierdie reëls wat in plek sal wees. En so Jesus kom en hy maak die stelling. Jesus maak die stelling en hy sê wat? Jy moet nommer 1, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand. En die tweede ene, net so belangrik soos die eerste ene, is jy moet jou naaste lief hê, net soos jouself. So dis die stelling wat Jesus maak. En dan sê hierop, in hierdie 2, is al die profete van Moses opgeskryf. Wat beteken, as jy 'n liefde het vir God, gaan jy nie 'n afgodsbeeld gaan aanbid nie. Wat beteken, as jy 'n liefde het vir jou medemens, gaan jy nie vir hulle lieg nie. Jy gaan nie by hulle steel nie. So daai word 'n baie belangrike ding, maar dis nie 'n nuwe gebod nie, dis 'n samevatting. Jesus kom doen 'n samevatting van al 613 reëls, en hy sê, verstaan dit, jy moet die Here jou God lief hê, en moet jou naaste lief hê. Dis hoe hy dit definieer. Teen die tyd wanneer ek en jy by Johannes 13 uitkom, gee hy vir ons 'n nuwe gebod. So as jy wil, kan jy oopmaak vir my by Johannes 13 vers 34.
Net vir jou konteks gee, terwyl jy so toe blaai, Johannes 13, ons het hier al oor gepreek, maar Johannes 13 is oor die laaste aand voor Jesus gekruisig is. So dit is, hy het nou net voete gewas van sy disippels, net daarna is Judas uit die vertrek uit, en Jesus het nou 'n gesprek met net die 11 wat oorbly voor hom. En hy begin, ek dink is dit vers 33 of vers 32 of iewers te daar, begin hy met die woord kinders. Van die vertaling sal sê klein kinders. Die Griekse woord is teknion, dit beteken klein kindertjies. En dan wat gebeur is, hy kom en hy sê vir hulle dan vers 34, ek gee julle 'n nuwe opdrag, of 'n nuwe gebod. So hier is iets wat julle nou nog nie beleef het tot nou toe nie. Hy sê julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle ook mekaar lief hê. So met ander woorde, hier kom Jesus, nou voel dit nie heeltemal soos 'n nuwe gebod nie, maar dis mooi, belangrik dat jy moet verstaan, dat die oorspronklike opdrag is jy moet mense lief hê, soos jy jouself lief het. Dis wat jy moet doen, is jy moet jou definisie van liefde, wat jy beleef, moet jy gebruik om ander mense te lief te hê. En nou wat Jesus kom is, hy vat daai selfde reël en hy tel hom op. Hy sê nee, as jy wil mense lief hê, is ek julle voorbeeld. So met ander woorde, nou is hierdie nie meer subjektief wat ook al jy verstaan nie, maar skielik word hierdie objektief, ek werk nou op dit wat Jesus verstaan as liefde. En dit wat hy vir ons gewys het, word nou ons opdrag. So julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dis wat gebeur. So as ons begin besef en ons begin krap aan hierdie konsep, dan maak ons baie keer die stelling dat God is liefde. Julle het dit al gehoor, ek hoop julle het al iewers gelees. 1 Johannes 4 sê dit vir ons in vers 8 en in vers 16. En so hier kom hy en hy maak die stelling en hy sê God is liefde. So as ons gaan en ons sê God is liefde, daarom personifiseer ons liefde, moet jy verstaan dat ons kan nie vir God sê dat hy is liefde en dink dat daai liefde is dieselfde soos die romantiese liefde waarvan ons nou gepraat het nie. 'n Liefde, as God my lief het, beteken dit hy sal my aanvaar nes ek is. Jong, hy het my gemaak en my net laat staan. Jong, nee, die Here verstaan, jong, ek kan nou nie ophou vloek nie, die Here ken my hart. Nee, ag jonges, die Here weet, die braaibetaal is beter as om in die tronk te gaan sit. Nee, die Here ken my, hy's lief my nes ek is. Dis nie die liefde waarvan ons praat nie. Dis nie wat gebeur nie. As ek en jy verstaan, wat is God se liefde, moet ons weet, jy kan nie God se liefde isoleer weg van sy ander karaktereienskappe nie. So met ander woorde, as ons ander karaktereienskappe van God sou neergesit het vir onsself, dan kan ons sê God is heilig, God is genadig, God is regverdig, God is wys, God is geduldig. So God het al hierdie eienskappe, maar die oomblik wanneer jy enige eienskap isoleer en jy werk nie liefde in dit in nie, mis jy die hart dat God is liefde. Hoor mooi. Dit beteken as ons sê God is liefde, moet jy kan sê dat as ek en jy hierdie definieer, wat is heiligheid, dan moet ons kan dan vir onsself sê dat God se liefde is heilig. Dis wat ons moet sê. Is ons moet op 'n plek kan kom om dan te kan sê God se liefde is regverdig. God se liefde is wys. God se liefde is geduldig. Want hier is wat ons verstaan, dat as ons sê dat die liefde van God is heilig, onthou heilig verstaan ons as een van twee definisies, of beide definisies. Nommer 1, iets wat eenkant gehou word, wat jy nie wil besmet nie. Dink aan die van julle wat groot geword het met 2 sitkamers. Die sitkamer waarop jy die banke mag spring, en die heilige sitkamer, waar die dominee kom kuier. Dis die verskil. Dis mamma en pappa het messe en virke wat ons vir die kinders uitdeel en koppies en borde, maar as die fancy mense kom kuier, dan is daar ander borde en ons ander messe en virke. Dit is heilige. Jy vat nie daai koppies vuil nie, jy raak nie aan daai glase nie. Jy maak net asof jy te vinnig drink, dan begin mamma brom oor daai goeders. Dis iets wat eenkant gesit is en heilig gehou word. So met ander woorde, as ons sê dat God se liefde is heilig, beteken dit is nie so algemeen soos wat ons verstaan liefde is nie. Dis die eerste definisie van die heilig.
Tweede definisie van heilig is dit is rein. Is rein, daar's geen sins besmet nie, wat beteken God se liefde het geen vorm van boosheid in nie. Daar is geen vorm van selfsug in God se liefde nie. Daar is geen vorm van boosheid in God se liefde nie. Hoor mooi, as ek en jy wil sê, hoe definieer ek God se liefde, dan sit ek God se liefde reg langs sy ander eienskappe en ek besef skielik wat beteken dit van die karakter van God. So as ek sê God se liefde is regverdig, want onthou, ons sê God is regverdig, wat beteken sy oordeel wat hy uitspreek is reg en regverdig. Dan beteken dit sy liefde is reg en regverdig. Dit beteken God verheug homself nie in sy oordeel nie. Jy sien in die Ou Testament, dan kom dit voor asof God baie sterk is met sy oordeel. En dit kom brutal oor. Maar hoor mooi, God is liefde, daarom verheug God hom nie in sy oordeel nie. Wat beteken, is dat wanneer hy regverdig is, dan gee hy, ons noem dit 'n common grace. Hy gee vir die reg, of vir die wat regverdig is en die onregverdig is. Dit reën op die regverdige en die onregverdige. Die Here skenk genade van kos en klere en 'n dak oor jou kop aan die regverdige en aan die onregverdige. Wat beteken is God se liefde is regverdig. Maar dit is regverdig, wat beteken daar is 'n oordeel in dit. Ek het groot geword in ons kerk, het hulle altyd vir ons die storie vertel van dit is soos 'n seun wat in sy tienerfase kry 'n kar, jaag op en af in die strate, is heeltyd moedswillig, maar sy pa is 'n regter wat voor moet staan, hy is 'n judge. En dan wat gebeur is dan uiteindelik word hierdie seun gevang omdat hy 210 in 'n 60 sone gery het. En dan kom hy en hy staan voor sy pa wat die regter is. En nou moet sy pa 'n uitspraak maak oor hom. En hy maak die uitspraak oor hom en hy sê jy is skuldig, daarom gaan jy in die tronk sit. Nou kan die seun reageer, pa, jy is so onregverdig. Jy moet verstaan dat die pa verheug hom nie in die uitspraak nie. Maar wanneer die pa afstap van daai ding, kan hy vir hom die geld gee en sê, hier is die geld om jou loskoop te betaal. Die bail money, die geld wat jy moet betaal vir daai. Dis wat gebeur. So ons moet verstaan dat die liefde van God kom en dit is regverdig. Wat beteken dat as God se wysheid daar is in jou lewe, is dit 'n liefdevolle wysheid. Wanneer God geduldig is, wanneer hy lankmoedig is, dan is dit grond in sy liefde. So as ek en jy op 'n plek kom en ons sê vir onsself dat God is liefde, daarom personifiseer ons liefde. Beteken dit, hierdie liefde is nie net 'n liefde wat net gedoen is om vir jou te sê jy is fyn net soos jy is nie. Want God is heilig en saam met sy heiligheid, die liefde geanker in dit, vereis dat ek moet verander. Dis wat gebeur. En die liefde wat God het vir my en vir jou, is primêr gebaseer op Jesus. Wat beteken? In jou eie wese, in my eie toestand, net soos dit ek hier is, sonder Jesus, sê die Bybel vir ons, is ek in 'n vyandige verhouding teenoor God. Dan is ek 'n vyand vir God. Dis wat gebeur, is my posisie. Sonder Jesus word jy geklassifiseer as 'n vyand van God. En dan wat gebeur is, dan gebeur daar iets amazing. Dis op grond van God se liefde vir Jesus wat iets verander. Nou dink bietjie aan die kere wanneer God met hom gepraat het oor sy welbehae teenoor Jesus. Dit het gebeur op sy doop en dit het gebeur op die berg van verheerliking. Toe Jesus in daai oomblikke is, dan maak die hemel oop en daar kom 'n stem wat God sê, hierdie is my seun in wie ek welbehae het. Iemand wat ek oor 'n plesier vind. So met ander woorde, God het 'n liefde, absolute liefde vir Jesus. En vanuit dit uit
vloei daai liefde in my en jou in. 'n Voorbeeld wat ons hier kan gebruik in die Ou Testament, 2 Samuel 9, lees jy 'n storie van Dawid. En julle moet nou onthou, Dawid het 'n baie interessante reis gehad. Dawid was die ouetjie gewees wat vir koning Saul gewerk het. Hy het harp gespeel, hy koning het hom met 'n spiestraai gooi op 'n stadium naderhand. Hy het nie 'n groot fan gewees van Dawid nie. Veral toe mense begin Dawid prys vir al sy goeie goeders. Dan weet ons konstant is Dawid besig om te vlug en weg te kruip, maar hy het 'n ongelooflike naby verhouding gehad met Jonathan, wat Saul se seun is. En op 'n stadium toe Saul en Jonathan doodgemaak word, toe huil Dawid. Hy huil, mense dink dat hy sou semi-bly wees dat niemand hom met spiese gaan gooi nie, maar hy huil in sy wese. En in die tyd wanneer ons by 2 Samuel 9 uitkom, dan kom hy en hy stuur een van sy diensknegte en hy sê, gaan deursoek die hele land, is daar iemand wat oorbly, wat die nageslag is van Saul? En dan kom hulle terug en hulle sê, maar daar is een kind oor, een wat oorleef het. Sy naam is Mephiboset. En hierdie ouetjie was, toe hulle uitgevind het, Saul en Jonathan is dood, dis Jonathan se seun, het die bediende hom gevat, gehardloop, die kind het geval, opgetel en verder gehardloop, en so nou het hierdie kind probleem met sy bene. Altwee sy voete is gebreklik, en op grond van dit kruip hy weg, en Dawid sê, kry daai kind. Anyway, seker nou maar op daai stadium 'n jong man, en toe daai jong man voor hom kom sit, of hy val plat voor Dawid se voete. En Dawid sê vir hierdie ou, waar hierdie ou 'n vrees in sy wese het vir wat hierdie koning gaan doen met hom. Sê, alles wat aan Saul behoort het, gee ek vir jou. En bo en behalwe dit, wil ek hê jy moet aan my tafel kom sit en eet. Nou, dis belangrik om te verstaan dat Dawid het nie vir Mephiboset geken nie. Hy het geen verhouding gehad met hom nie. Maar op grond van sy liefde vir sy pa, Jonathan, gee hy vir hom alles wat hom toekom. En skielik begin ek en jy verstaan wat is die effek van die liefde wat God uitgestort het oor my en jou. As ek en jy Romeine 8 gaan lees, Romeine 8, ons gaan nou nog daarby uitkom in ons Romeine studie, maar Romeine 8 vers 38, dan sê hy vir ons, so een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood, of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo, of in die dieptes, of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Hoor mooi, dat die basis waarop God se liefde uitgestort word op my en jou is op grond van Jesus. Wat beteken dat God in sy wese het 'n liefde vir Jesus gehad. En op grond van Jesus het nou 'n diep, ongelooflike liefde vir die wat gered is, kinders van hom. En skielik begin ek en jy krap aan die konsep van God se liefde. En so nou vra ons onsself die vraag, as ons sê God is liefde, hoe lyk hierdie liefde tipies in 'n gemeente? Nou, ons gaan volgende week ons bietjie verder grou in dit. Ek sluit af met die een laaste stelling. En hierdie gaan oor 'n boek. Dis 'n boek wat genaamd was Three Colors of Love. En dit is geskryf deur Christian A. Schwartz. En dit was 'n ou gewees wat hy het gesê dat as jy die Bybel gaan vat en jy breek die konsep van liefde af, dan sien jy dit in 3 elemente. Jy kan nie een isoleer uit die 3 uit nie. Al 3 van hulle is ongelooflik belangrik. En hierdie is wat ons gaan deel maak van ons manier van leef. So as ons sê, God is liefde, hoe personifiseer ons dit? Dan sê ons nommer 1, dat God se liefde is genade. Liefdevolle genade, dis wat dit is, en dit beteken aanvaarding en vergifnis en vriendelikheid en alles wat ons wel wil hê. Dit beteken dat as ek aanjaag, dan beteken dit iemand sal my lief hê en my vergewe. Dit beteken as jy instap, wil ons vriendelik wees met jou. Dit beteken dat wanneer jy aanjaag en jy kom laat, dan sê ons gaan eet breakfast, maar volgende keer kan jy verseker weer terugkom. Want wat gebeur is ons het
'n verhouding, 'n liefdevolle verhouding wat kweek. Dis 'n genade wat ons het vir mekaar. Die tweede ene waarna ons gaan kyk is waarheid. Geensins kan ons liefde definieer sonder waarheid nie. Ek en jy kan nie bly soos jy is nie. So cute as wat jy is jy eintlik 'n terrible stoute kind. Want dis die groot ding, is ek en jy besef in ons harte is hier boosheid, in ons harte is ons selfsugtig, in ons harte wil dit net gaan oor my en wat vir my lekker is, en as jy dit nie werk vir my nie, dan gaan ek my tassie vat en waai en druk jou kertjie in jou neus op. Het julle nie iets anders gedink? Baie lelik wat julle hoor, vir julle gesê in julle harte daar's boosheid. So hier's die groot ding. So ons weet dat saam met liefde kom daar waarheid. Wat beteken? Partykeer gaan ons eerlik wees en ons gaan reguit wees. En daar gaan genade wees, daar gaan vriendelikheid wees, daar gaan al die ander mooi goedjies wees, maar partykeer gaan ons mekaar diep in die oë kyk en sê dis nie hoe dit werk nie. Want weer eens, ons is woordgerig en die woord trap op ons tone en saam met dit beteken dit dat liefdevolle verhoudings het baie keer waarheid nodig in ons lewens. En dan die derde ene is dit het geregtigheid nodig. In Engels is dit die woord justice. Dit beteken dat ons gaan opstaan vir die wat kwesbaar is. Dit beteken ons sal veg vir die wat nie vir hulle self kan veg nie. Dit beteken dat wanneer ons sien iets is onregverdig, gaan ons boots and all inklim en sê maar ons wil regverdigheid beleef. Dis wat ons doen. Beteken dit gaan dalk my 'n paar shots in laat kry en dit beteken ek gaan dalk iets sê wat dalk onpopulêr gaan wees, maar hier is die ding is wanneer ek 'n klein kind gaan beskerm, sal ek 'n kind beskerm teen 'n ouer mens, want daai kind is kwesbaar. Dis wat ons doen, liefde beskerm, liefde bring geregtigheid, bring regverdigheid. So met ander woorde, voordat ons verder gaan begin werk aan al die ander goeders. Hierdie vat ons weg. God is liefde. En omdat God liefde is, wil ons hierdie personifiseer en ons wil liefdevolle verhoudings kweek. In genade, in waarheid en geregtigheid. Volgende week gesels ons oor die ander twee, maar kom ons sluit ons oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer en ons weet, Here, dat in ons wese is ons so dankbaar vir wie U is en wat U doen in ons lewens. En Here, ons as gemeente is besig, Here, om ons waardes vas te maak, Here, en ek herinner onsself, Here, dat dit altyd sal gegrond wees in wie U is, Here, want U is liefde. En ons almal gaan ons eie prentjie hê van liefdevolle verhoudings, Here, maar mag U dit vir ons definieer. Mag ons mense lief hê soos dat Jesus ons liefhet. Here, mag dit vir ons die voorbeeld wees. Here, en ek weet partykeer het Jesus die Fariseërs vasgetrap, maar Here, U het ook aan daai kruis gesterf vir daai selfde Fariseërs, vir elkeen wat sou glo. So ek bid, Here, dat ons in ons harte en in ons wese U goddelike liefde sal begin wys. Nie net in ons gemeente nie, Here, maar ook in die gemeenskap in Jesus naam. Amen.